Zoom zoom zay, zip zip zoom zoom zay, za zoom zoom zay, zip zip zoom zoom zay. Vandag luister ons na André Diedericks, bekende Christen sakepersoon, familieonderneming, deskundige en outeur van 11 boeke. Goeiedag luisteraars, dit is heerlik om weer saam met julle te kuier. In 'n vorige radioprogram het ek bespreek dat God nie net die skepper van die heelal is nie, hy is ook die volmaakte rentmeester. Van die sterrestelsel tot die detail waarmee die aarde geskep is, het hy op orde en balans. Toe het hy die mens geskep na sy beeld en ons as rentmeesters oor sy skepping aangestel. Vandag wil ek graag die bye as voorbeeld van goeie rentmeesterskap bespreek. Kom ons skep net gou die regte atmosfeer met 'n kort liedjie oor die bye. Zoom zoom zay, zip zip zoom zoom zay, za zoom zoom zay, zip zip zoom zoom zay. Ek sit vyf te hongel by, ek zoom hier verby. Ek soek net uit plek om weer nektar te lek. En as die lente kom, weet ek die blommetjies blom. Ja, dit is die beste tyd vir heuning konfyt. Ek's 'n kleine insek wat na blommetjies toe trek. Zoom zoom zay, zip zip zoom. Bye leer ons groot lesse oor rentmeesterskap. Toe God die aarde geskaap het, het hy in sy alwetendheid die bye geskep. Nie net as klein gonsende wesens nie, maar as geheime draers van lewe. Hulle vlerke, so sagte gebede, hou die dans van bestuiving lewend. 'n Onsigbare draad wat vrug en saad verbind, veld en vrugteboord, mens en natuur. God het geweet dat ons nooit sonder hulle sou kon leef nie, dat hulle teenwoordigheid die ongesiene sleutel tot oorlewing is. Sonder die bye sou die wêreld stilweg verwelk. So het hy hulle gestuur as rentmeesters van sy skepping, fyn en getrou, sodat die mens nie sou vergeet hoe afhanklik ons van goeie rentmeesters is nie. Kom ek verduidelik dit deur die oë van 'n boer. In die vroeë oggendstilte, toe mis nog soos 'n dun kombers oor die lande hang en net die geluide van 'n wakker wordende plaas die lug vul, sit Jaco op sy stoep, sy hoed in sy hande, sy oë na die hemel gerig. Hy bid nie vandag vir reën nie, nie nou nie. Vandag is sy gebed vir iets veel kleiner. Hy bid vir bye. Jaco weet wat groot dele van die wêreld buite landbou waarskynlik nie besef nie. Dat meer as 70% van gewasse wat mense eet, appels, amandels, spanspekke, avokados, sonneblomme en veel anders afhanklik is van bestuiving. En dat bye, daardie delikate wesens met hulle goue strepe en heilige roeping, 90% van daardie bestuiving doen. Sonder hulle is daar nie 'n oes nie. Sonder hulle is daar nie kos op die tafel nie. En is daar ook nie saad vir môre nie. Jaco se sonneblomlande strek wyd uit in die oggendson, geel en hoopvol, maar hy weet, sonder die gons van bye sal hulle slegs mooi wees, nie voedsaam nie, nie lewenskragtig nie. Jaco weet, selfs met die beste saad en die vlytigste hande, bly sy oes afhanklik van 'n klein, gonsende wonder wat God as rentmeesters van die natuur geskaap het. Hy sluit sy oë en fluister, Here, stuur asseblief die bye. Bye kom na boer se wingerde en saaigrond sonder bravade. Geen opmars, geen vlag, geen aankondiging nie. Net daardie sagte, besige gons, soos 'n lied wat net die aarde kan hoor. En tog in hulle stil teenwoordigheid leef die waarheid wat elke mens behoort te onthou. Bye is die suiwerste voorbeeld van rentmeesterskap. Hulle neem niks wat nie nodig is nie. Hulle steel nie van die blom nie. Hulle vernietig nie wat groei nie. Hulle gee terug, vermeerder en herstel. Waar hulle vlieg word lewe geplant. Styfmeel word saad, saad word vrug, vrug word oes. Elke beweging van 'n by is 'n handtekening van balans. Hulle werk nie net vir hulle self nie. Die heuning wat hulle versamel vir die kolonie, die bestuiving wat hulle doen vir die wêreld. Dit is juis hulle onselfsugtigheid, hulle samewerking, hulle getrouheid in 'n taak wat groter as hulle self is, waar hulle grootheid lê. By leef net vir 'n paar weke en is al oerjare oud. Hulle werk aan iets wat hulle nie eers self sal kan beleef nie, maar wat hulle nageslag
en die wêreld rondom hulle sal laat oorleef. Dit is wat rentmeesters doen. Nie omdat iemand kyk nie, nie vir roem of beloning nie, maar met die wete dat dit wat aan ons toevertrou is net vir ons geleen is vir die tyd wat ons hier is. Die bye weet dit en leef dit. God het die bye voor die mens geskape, sodat ons kan leer dat alles wat hy geskep het, deel is van 'n groter plan. Kom ons leer lesse oor rentmeesterskap deur die take van die bye, nie net as werkers in die natuur nie, maar ook as stille onderwysers, gestuur deur God self om ons te wys wat ware rentmeesterskap beteken. Elke taak is 'n les, elke beweging 'n metafoor. Die eerste les gaan oor bestuiving. Hulle reis van blom tot blom, nie vir hulself nie, maar vir die voortbestaan van duisende plantsoorte. So leer hulle ons om met elke aanraking lewe te laat agterbly. Ware rentmeesters laat groei waar hulle beweeg. Hulle maak heuning, uit die nektar van die skepping skep hulle iets volmaaks, 'n bron van energie, genesing en krag. Hulle leer ons, gebruik wat jy ontvang met wysheid en dankbaarheid. Moenie mors nie, moenie net neem nie, maar skep. Die kolonie werk saam, geen bywerk alleen nie. Hulle leef vir mekaar, werk vir mekaar en sterf vir mekaar indien nodig. So leer hulle ons, rentmeesterskap is nooit 'n solo poging nie. Dit vra samewerking, opoffering en lojaliteit. Bye bewaak hulle nes. Die wagbye beskerm die ingang met hulle lewens. Hulle leer ons, beskerm dit wat heilig is, jou familie, jou erfenis, jou waardes. Wees waaksaam teen dit wat bedreig. Die dans van lyding. Wanneer 'n by 'n nuwe bron van nektar ontdek, doen hulle 'n dans om die pad aan die ander uit te wys. So leer hulle ons deelwysheid, lei met vreugde, wys ander waar die goeie lê, sonder om dit vir jouself te hou. Seisonale voorbereiding. Hulle versamel wat nodig is vir die winter, lank voor dit aanbreek. Hulle leer ons beplan. Vooruitsig is deel van verantwoordelikheid. Bou vandag vir môre. Beskerm jou bates. As gevaar dreig, sal hulle bysteek ten koste van hulle lewe. Hulle leer ons ware rentmeesters bereid om iets prys te gee, sodat iets groters kan oorleef. Erkenning van rol en plek. Elke by het 'n taak, 'n koningin, 'n werker en vele ander rolle. En elkeen dien met toewyding. Hulle leer ons, ken jou roeping, eer jou rol. Geen taak is te klein as die groter prentjie gedien word nie. Die Bybel leer ons ook belangrike lesse. Rigters 14, waar Samson heuning uit 'n leeu se karkas haal, leer ons 'n beeld van lewe uit dood, soetheid na die stryd. In Deuteronomium 32 vers 13 voed God sy volk met heuning uit 'n rots, 'n herinnering dat hy lewe bring waar ons dit die minste verwag. En in Spreuke 24 vers 13 word daar gesê, eet heuning my seun, want dit is goed, soos wysheid vir jou siel. Wysheid soos heuning kom stadig, is kosbaar en versterk die lewe. Ek sluit af. Wanneer die son oor die lande sak en die laaste gons van die dag stil wegsterf in die skemer, bly 'n sagte waarheid in die lug hang. Die soort waarheid wat nie geskreeu word nie, maar gefluister, soos gebed tussen blomme. Die bye, daardie fynharde werkers van die skepping, keer terug na hulle kolonie toe. Hulle dagtaak is voltooi. Hulle dien stil en getrou gelewer. En ons wat kyk en leer, bly agter met die lesse wat hulle vir ons sonder woorde geleer het. Onthou, die bye is God se preek sonder woorde. 'n Stille evangelie van werk, eerlikheid en opoffering. My gebed vir jou is dat jy voetspore sal nalaat soos die sagte gons van bye, sodat die aankomende generasie sal luister na die fluistering, dat rentmeesterskap getrouheid verg, met 'n hart wat weet, die familieonderneming is vir hulle geleen om 'n nalatenskap vir toekomstige generasies te wees. I see the stars, I hear
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and see the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. As jy betrokke is by 'n familieonderneming en meer oor die beste praktyke wil leer, bestel gerus my opeenvolgende romanse, nalatenskap en voetspore wat ons nalat, en lees so deur ware verhale oor hoe dinge reg of verkeerd kan loop in familieondernemings. Die boeke kan aanlyn bestel word by Naledi by www.naledi.co.za of per WhatsApp by Tersia van Naledi by 078 648 8616. Vir konsultasies kan jy my per WhatsApp kontak by 082 45 33 288.